Ons begin vandag met 'n splinter nuwe reeks. Dis nog die begin van die jaar en ons gesels vandag oor ons jaartema vir 2026. En dalk het jy opgelet hier aan my linker en regterkant is ons jaartema op twee mooi borde. En dit sê marked by his glory, known by his love. En hierdie jaar vertrou ons die Here dat ons 'n gemeente sal wees reg oor die stad. Die hele Doxadeyo familie, dat ons 'n mensdom sal wees, 'n groepering mense sal wees, wat geken is, nie vir ons lekker kerkhou nie vir ons goeie teologie nie vir al ons mooi worship nie, maar dat ons geken sal wees vir die liefde van Christus wat in ons is. En vanoggend wil ek so begin, ek dink Jesus het 'n missie gehad om die liefde van die Vader aan ons te openbaar. En in Lukas 10 vers 3 sê hy, en hy verduidelik amper vir ons, hoe lyk dit wanneer die mense van God liefde word in hierdie wêreld? En dan sê hy in vers 3, hy sê, gaan nou, kyk, ek stuur julle soos lammers tussen wolwe in. Dis nie 'n baie exciting vers so vroeg in die môre nie. Die Here sê, hier's die missie, hier's dit wat ek julle mee toevertrou, is ek wil julle stuur tussen wolwe in, maar ek gaan julle stuur as lammers. Ek kan nou net dink die disippels se reaksie op dit. Ek meen die ou wat verantwoordelik is vir die bemarking, hy is onmiddellik gestres. Hy sê, Jesus, hierdie gaan nie 'n goeie bemarkingsveld tog maak nie. Kom, volg hom. Jy gaan soos 'n lam tussen wolwe ingestuur word. Die arme ou wat die geld moet bymekaar maak en bestuur, die rekenmeester. Hy sê, Jesus, niemand sal ooit geld gee vir hierdie missie, dat ons soos lammertjies tussen wolwe in. Ek meen, hulle het nie nou nagesit en gedink, julle maar, Here, kan dit so wees? Is dit nie andersom nie? Is ons nie die wolwe wat tussen die lammers ingaan en ons gaan die koninkryk van God bring in hierdie wêreld nie? En dis asof Jesus in hierdie oomblik sê, ons moet mooi verstaan dat die koninkryk van die lig, die koninkryk van die hemele werk anders. Jy sien, die volgelinge van Jesus is nie in hierdie wêreld die konings, die koninginne, die spesialis nie. In hierdie wêreld is die volgelinge van Jesus die diensknegte, die wat hulle self onderdanig maak aan sy heerskappy. Dis diegene wat ander se belange hoër ag as hulle self. En dis waar Jesus begin, as hy sê, gaan in hierdie wêreld in. Wie is lammers? Dalk sit jy hier vanoggend en jy dink, ja, maar Here, jy ken nie die wolwe daar buite nie. Hulle blaf. Hulle tande is groot. Party van hulle leef saam met ons in die huis. Dalk sit jy vanoggend en jy sê, Here, maar ek is geen lammetjie nie. Ek is 'n wolf. Dis al hierdie klomp lammetjies wat bang is vir my. Hoe gaan u nou van my verwag om in hierdie wêreld 'n lammetjie te word? Ek blaf, ek het groot tande. My vrou noem my 'n wolf. Net so by the way, dit is 'n kompliment hoor, dis nie iets om neer te kyk na nie. En wat ons gaan doen in hierdie volgende 4 weke, is ons gaan uit die boek van 1 en 2 Korintiërs, gaan ons gesels rondom die liefde, en hoe die Here ons vorm om sy liefde te word. So ek wil jou vra, wil jy nie gou jou Bybel oopmaak solank by 1 Korintiërs 3, ons gaan nou daarby uitkom, en 'n stukkie saam lees. Nou die boek van 1 en 2 Korintiërs is op Paulus se tweede sending tog, of sending, en hy plant hierdie gemeente deur die sinagogeleier wat tot bekering kom. Sy naam is Crispus, en hy kom tot bekering en hier begin 'n kerk vorm in die stad van Korinthe. Paulus bly 18 maande by hulle en hy's besig om die evangelie aan hulle
oor te vertel, om hulle oop te breek. Nou jy moet verstaan, Korinthe was 'n baie welvarende stad. Dit was 'n hawe stad, amper soos Durban, waar daar klomp mense van verskillende areas en nasies bymekaar gekom het om handel te dryf. So dit was 'n stad van baie invloede, 'n stad van baie afgodery, maar ook 'n stad van baie weelde en rykdom en roem. En hier plant hulle 'n gemeentetjie in die sinagoge. En soos wat ons lees hoe hierdie gemeente gegroei het, daar was verskillende leiers na Paulus, Apollos was daar en sovoorts. En jy lees van hierdie gemeente en jy kom agter dat die kerk van Korinthe was bekend vir hulle dinamiese geestelike ervarings in dienste. Dis ongelooflik. Paulus begin hierdie brief in 1 Korintiërs 1, dan sê hy vir hulle, julle het die genade ontvang, en hierdie genade het julle verryk in alle opsigte. En dan verduidelik hy hoe hierdie genade wat hulle ontvang het, hulle verryk, en dan sê hy, in hierdie gemeente is julle verryk met elke geestelike gawe. Wanneer laas jy by gemeente opgedaag, en dan besef jy, al die geestelike gawes is hier aan die werk. Dit was 'n gemeente wat bekend was vir hulle aanbidding, hulle passievolle aanbidding. Soveel so dat Paulus op 'n stadium vir hulle skryf en sê, boys, ons moet net gou 'n bietjie kyk, hier moet orde in hierdie storie inkom, want almal wil profeteer, en almal wil 'n taal bring, en almal wil bedien. So, kom ons kry net gou orde in die diens, want dit is so gevul met die Heilige Gees, en dit is so dinamies in hierdie oomblikke. Maar tog, as ons later lees, dan kom ons agter, net soos elke huis, het die Korinthe ook 'n kruis. Die mooiste van huise, het maar iewers ook 'n probleempie. Nou daar was 'n dametjie in daai gemeente met die naam van Phoebe, en sy en haar huishouding stuur toe nuus aan Paulus van wat hier aan die gang is in hierdie gemeente. Bitter interessant. Sy sê, hier's 'n paar goed wat gebeur. Sy sê, hier's 'n groepering mense wat sê, hulle volg vir Apollos. Hier's 'n ander groep mense wat sê, hulle volg vir Paulus. So, as die preekroostertjie uitkom, die dag as Apollos preek, dan's Apollos se mense hier. En die dag as Paulus kom preek, dan sit Paulus se mense hier. Hierdie ouens sê hy preek beter, daai ouens sê Apollos het die Heilige Gees, en hulle het so al verdeel in 2 groeperings. Het jy nou ooit gewonder hoekom ons nie die preekrooster uitdeel nie? Dis sommer net 'n ou grappietjie, hoor. Daar was moeilikheid in die kerk. Daar was 'n paar mense, sê Phoebe, wat onderling beklei het. Daar was jaloesie in die gemeente. Die een was kwaad vir daai een, en nou kom hulle nie kerk toe as daai een by die kerk is nie, en as hulle daar is, dan gaan sit hulle agter, dis een groot gemors. Sy skryf aan Paulus, sy sê, daar's party mense wat nou met mekaar regsgedinge het, en hulle wil net na die hof toe gaan om mekaar nou goed in die rug te steek en seker te maak, hulle kry die meeste uit mekaar uit. En dan die ergste seker van alles is waar sy skryf, dat hierdie gemeente het 'n stukkie morele verval beleef. Sommige vroeg in die brief skryf Paulus terug vir hulle in 1 Korintiërs 5, en jy sal nie glo wat daar gebeur het nie. Een van die ouens in die gemeente het 'n buite-egtelike verhouding met sy stiefma gehad, en die kerkraad het dit goedgekeur. Dis nou 'n lekker kerk. En Paulus skryf vir hulle, in hierdie krisis, skryf hy vir hulle spesifiek hoe om dit te hanteer, hoe maak 'n mens met so iets in die gemeente. Hierdie eerste brief van Paulus kan jy sien, hy's 'n pastoor wat besig is om te probeer sin maak van wat gebeur in die gemeente, en probeer om hulle regtig te help. En jy kan sien soms hoe hy vies is vir wat hier gebeur, en soms kan jy sien, hy druk so bietjie in 'n rigting, en dan is dit so mooi in 2 Korintiërs, as jy gaan lees wat hy daar doen, dan kom jy agter,
Sy hart het sag geword vir die mense. Hy het 'n liefde gekry, het genade beleef vir die mense. Maar hier in 1 Korintiërs 3 is hy nog bitter ontsteld. Hy begin hierdie deel, en onthou nou die briewe was voorgelees as 'n preek, so hier's nou iemand wat hierdie brief lees en hier kom hy sê, wat my betref broers, ek kon nie met julle praat soos met geestelike mense nie, maar wel soos met wêreldse mense, soos met klein kindertjies in Christus. Ek het julle melk gegee om te drink, nie vaste kos nie, omdat julle nog nie daartoe in staat was nie. Selfs nou is julle nog nie daartoe in staat nie. Dus daar is nou 'n lekker preek. Wanneer laas jy so een gehoor? Marius kom op, hy sê, liewe gemeente, vandag wou ek so graag met julle praat as geestelikes, maar ek kan nie, ek gaan vandag praat met julle as wêreldse mense, inteendeel soos klein babietjies in die gees. Ek kan dink daai gemeente is soos, askies, wie's jy om te sê ek is 'n babietjie in die Here? Wie's jy om te sê ek is nie 'n geestelike? Jy het nou gesien verlede week hoe ek hier profeteer en hoe ek tale uitlê en hoe ek dit en dit en dit, en Paulus sê, skus julle, maar hier's iets groot fout in hierdie gemeente. Julle is wonderlik in julle uitdrukking van die Heilige Gees, wonderlik in julle aanbiddingstye, maar daar's iets krities fout. En dit is, julle is onvolwasse in die Here. Julle hanteer die genade wat aan julle gegee is nog soos kinders, soos 'n speelding. Julle het nog nie toegelaat dat die genade wat God aan julle gegee het tot volwassenheid groei in julle lewe nie, uitdrukking vind in julle lewe nie. Hy sê in die buitekant lyk julle vreeslik geestelik. Aan die ene kant is julle nog klein kindertjies in Christus. Nou kan ek dink die gemeente wag nou. Hulle is wel, okay, ons sal daai vat op die ken. Ons is 10 teenoor nog bietjie onvolwasse, maar gee nou vir ons die goed. Gee vir ons die nuwe reëls. Wat moet ons doen? Wat moet ons nou doen om hierdie lewe dan te begin leef van volwassenheid? En dan skok Paulus hulle. Hy gee nie vir nuwe reëls nie, hy gee nie 'n mandaat nie. Wat hy doen is, hy kom stel hulle bloot aan 'n nuwe tipe lewe. Die lewe van liefde. Die liefde van God wat ons definieer, sodat ons sy liefde kan word in hierdie wêreld. Jy sien, kom ons sê dit dan nou net vir oggend vir mekaar. Volwassenheid in die Here is gemeet aan die grootheid van sy liefde wat in jou lewe is. Volwassenheid word nie gemeet aan hoeveel kundigheid jy het oor die skrifte nie. Dit word nie gemeet aan hoe gevorderd jy al is in die gawes nie. Dit word nie gemeet aan hoe kragtig jou gebedslewe is nie. Dit word gemeet aan een ding. Het Christus se liefde, het die Vader se liefde jou lewe so verander dat jy sy liefde word op hierdie aarde. Sien, klein kindertjies het nog hierdie vermoë om hulle eie belange eenkant toe te sit nie. Ek het nou die voorreg weer gehad om gister na my 3 Filistyne te kyk, kindertjies te kyk, seuns. So mooi, ou boet, hy het nou 9 geword, en dit voel vir my, vandat hy 9 is, het die oue hart gekry. Maar nou gister het hy sy verjaarsdag geldjies, en gaan ons gou winkel toe, nou wil hy ietsie koop homself. Hy sê, papa, maar ek gaan so ietsie koop, dan net iets oorbly vir Franna en vir Daniel, dat hulle ook nie alleen voel in hierdie shopping. En nou sê ek vir hom, sommer ontspan, ek sal vir hulle iets koop. Nee, hy wil vir hulle iets koop. Die ander 2, papa, hoe kry ons niks nie? Jy sien, dis hoe dit werk in die gees. Volwasse wording sê, ek deel, dit wat myne is, deel ek. Ek leef vir ander. Onvolwassenheid sê, ek soek, ek wil hê, dis, wat van my belange, hoe voel ek daaroor? Wie kyk na my, wie sien my raak? En Paulus verduidelik vir hulle in hierdie eerste brief, dat dit alles gaan oor
om die Here se liefde te ontvang, sodat dit jou verander, sodat jy sy liefde kan word. 1 Korintiërs 12 maak hy dit so duidelik. Hy sê, nadat hy nou al die geestelike gawes genoem het wat in die gemeente is, sê hy in vers 29, is almal dan apostels? Is almal dan profete? Of almal leraars? Het almal miskien kragtige vermoëns? Het almal miskien die gawes van genesing? Spreek almal dan in tale? Kan almal dit dalk uitlê? En dan is dit asof hy sê, dis wonderlik dat almal hierdie goed kan doen. En soms is daar mense wat meer as 2 of 3 gawes ontvang het, maar hy sê, ek wil nou vir julle verduidelik. Hy sê, lê julle self toe op die belangriker genadegawes. En dan sê hy, maar ek wys julle nou die heel beste weg. Hy sê, al hierdie gawes is wonderlik, maar kom ek verduidelik gou vir julle wat is die belangrikste. Kom ek verduidelik vir julle, wat is die heel beste weg. En dan begin hy, 1 Korintiërs 13, al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het nie liefde nie, dan het ek 'n weergalmende gong geword. Sien, op daai stadium in die gemeente gedink dat geestelike volwassenheid gaan oor die hoeveelheid en die diepte van die gawes wat hulle ontvang het by die Gees. Jy sien, hulle wil soos wolwe in die wêreld ingaan. Ons is sterk. We've got spiritual gifts. Ons gaan vir die wêreld wys hoe bonatuurlik is ons lewens. En Jesus sê, nee. Julle gaan nie soos wolwe nie, julle gaan soos lammers in hierdie wêreld in. Julle gaan met die hart van 'n lam in hierdie wêreld in. Hy sê die belangriker gawes, die heel beste weg is nie die wolf manier nie, dis die lam manier. En dan in vers 1 in 1 Korintiërs 13 sê hy, al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het nie liefde nie, dan het ek 'n weergalmende gong, en hierdie Afrikaanse 2020 vertaling sê dit so mooi, of 'n kletterende simbaal geword. Al profeteer ek, en begryp ek al die geheime, dis die woord van kennis, die woord van wysheid, en besit ek al die kennis, en al het ek die geloof om berge te versit, die gawe van geloof, maar ek het nie liefde nie, is ek niks. Al deel ek al my besittings uit, al gee ek my liggaam oor, as 'n martelaar vir die Here, sodat ek my daarop kan beroem, maar ek het nie liefde nie, baat dit my niks. Paulus maak dit so radikaal om te sê, as die liefde nie die gawe is, wat gebeur as julle die gawes gebruik nie, dan sê ek vir julle, dit baat niemand niks. Sien, dis 'n ander preek vir 'n ander dag, maar die gawes van die Gees is eintlik maar net voertuie of middele, hoe ons die liefde van die Here kommunikeer aan mense op 'n bonatuurlike manier. Die gawes is nie daar om te wys hoe geestelik ek is, of hoe supernatural ek is nie, dis net maar 'n gift, dis 'n gawe wat die Here gee, sodat jy mense kan lief hê met daai gawe. Die Here gee vir jou iets van sy vermoë om mense lief te hê, en dis wat Paulus hiermee besig is. Hy sê, as julle die heel beste weg wil weet, as julle die heel beste manier wil weet, die belangrikste gawes, liefde. Hier is so 'n mooi beeld wat hy gebruik, want in Korintiërs, of in Korinte was daar 'n berg, waar al die tempels opgebou is. Ek het eintlik 'n prentjie gebring van die berg, waar daar nog stukke oor is, waar al die verskillende gode, of afgodery, hulle tempels gebou het, en wat hulle sou doen is, wanneer dit nou, sê nou maar, in hierdie spesifieke godsdiens, 'n spesiale viering of 'n fees was, dan sou die klomp van die berg afgekom het, met 'n groot gejuig, met 'n groot geskree,
met gongs wat slaan en simbale wat slaan, en hulle sou deur die strate geloop het van die stad op soek na nuwe volgelinge vir hierdie godsdiens. Hulle maak 'n massive show, groot entertainment. Kom na die songod toe, kom, kyk hoe lekker is dit. Gong, 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 dish, dish, dish. Dalk deel hulle gratis goed uit. En Paulus sê, as julle al julle pragtige gawes uitleef en julle maak 'n helse geraas in die worship, wil ek vir julle sê, as daar nie liefde is nie, dan klink julle soos die klomp heidene op die berg. Ouch. Paulus is kliphard. Jy sien, Here, Paulus moet ons eerder dan, die kindertjies was nicer. Dit was dan minder erg, as ons sê ons is kindertjies in Christus, maar nou sê hy vir my, ek is soos daai heiden, wat 'n ander God aanbid. En Paulus sê, hier is die ding, jy kan al die gawes ontvang het. Jy kan al die mooi beleef het. Jy kon alles gekry het van genade. Maar as dit nie tot volwassenheid kom en liefde voortbring nie, dan het jy alles gemis. Ek dink Paulus sê hier ook iets vir ons as die kerk van vandag, om te sê, daar is 'n risiko in vandag se kerk, waar ons kan dink, die kerk moet die grootste thrill wees wat jy in jou lewe beleef het. Nooi mense, want hier gaan dit 'n groot partytjie wees. En wragtig, ons het partytjie gehou nou die dag, toe ons verjaar het. Ek proe nou nog daai cupcakes. Maar die gevaar is dat ons kerk een of ander thrill wil maak. Kom ons kry die ding nog by, kom ons kry nog ietsie, kom ons kry hierdie fancy ding, kom ons kry nog wat ook al. En die feit van die saak is, dis alles wonderlik, maar as dit ons nie help om mense lief te hê nie, dan is ons niks. Die kerk is nie 'n plek van groot entertainment en thrill nie, dis 'n plek gevul van kant tot kant, van waar jy instap en inry, tot waar jy uitry, gevul met die liefde, die diepte, die wyte, die breedte, die hoogte van God se liefde vir ons. Dis wat die kerk is. Ek dink iewers het die Korintiërs gedink, okay, ons hoor, ons verstaan, ons moet ons dienste bietjie meer georden maak, en ons moet dalk die gawes net bietjie meer, net sê, hoorie broer, jy kry beurt hierdie week, jy kry hierdie beurt te beurt. Ons gaan nie probeer om soos die flashy heidene te wees nie, ons gaan nie in die strate afstap en dink, ons is nou die nuutste kerk met die lekkerste goed nie, ons gaan nou lief hê. So, Paulus, wat beteken dit nou, hierdie beste ding, hierdie heel beste weg, wat beteken dit vir ons om liefde te word? Drumroll. Tada! Paulus sê in vers 4, die liefde is geduldig. Die liefde gee om. Die liefde is nie jaloers nie, spog nie, en is nie verwaand nie. So Paulus, wil jy vir ons sê, dat die belangrikste, beste uitkoms, die absolute grootste effek van ons pad saam met die Here is geduld. Dat ek iemand wat nou ongeduldig is, nou geduldig word. Maar wat van die gawes? Wat van die goeie preke? Paulus sê dit so eenvoudig. Hy sê, die grootste uitkoms van ons disippelskap is, die liefde is geduldig, die liefde gee om, die liefde is nie jaloers nie,
Die liefde spog nie. Die liefde is nie verwaand nie. Nou, kom ons praat net gou 'n bietjie oor die geduld ding. Dis nou 'n lekker topik vir vanmôre. Geduld. Ek het 'n prentjie gebring van 'n lekker kleuterskool sandpit. Kyk, daar sien jy die gebrokenheid van die mens in sy beste vorm. Geduld. Niemand hou daarvan om te wag vir die volgende grafie of die volgende emmertjie nie. As die dinge nie gaan soos wat ek dit wil hê nie, dan raak ek vies. Ek hou nie daarvan om te wag in 'n ry nie. Okay, nou raak dit baie stil in die gemeente, genade. Kom ons kyk net weer of ek nie iets beter het hier nie. Nee, ek dink ons verstaan verkeerd. Paulus is nie besig om te sê, tree meer geduldig op nie, raak meer geduldig, tree meer liefdevol op nie. So kom nou julle, kry dit nou reg, hou op om ongeduldig te wees. Nee, Paulus het iets baie groter in gedagte. Hy sê die liefde is geduldig. Die liefde gee om. Dis nie iets wat ons doen noodwendig nie, dis iets wie ons is. Jy sien, daar's 'n verskil om liefdevol op te tree en om liefde te word. Kom ek gee jou 'n voorbeeld. En soos ek nou vanoggend praat, kom ons maak dit nou 'n bietjie persoonlik. Eugene se lewe. Ek is nou so 3 maande hier weer terug in Pretoria, my tuisdorp, bietjie gewoond aan die Vrystaatse vlaktes en plat en geen verkeer. En toe nou die middag op pad huis toe van Lynnwood Bridge af, vang ek toe nou Zambesiese tolhek. En ek het nogals gedink, ek dink die Here het baie in my lewe al gewerk, ek word nie sommer kwaad nie. Ek het 3 kinders, 'n ou verloor al daai vermoë om kwaad en ongeduldig te word. Ek sien toe nou die rye, staan in die ry, daar van die Guarri af, waar die klippe kap, staan 'n ou al. Nou, ek luister rustige podcast en 'n preek en alles, en toe ek voorkom, en die ou voor my, het nie 'n kaart by hom nie, en dis 'n kaart only. Toe besef ek, die Here het nog baie goed om in my lewe te doen. So nou kyk hy agter toe en jy besef nou moet hierdie hele ry moet nou, as jy daar was, ek so jammer hoor. Hierdie hele ry moet nou reverse. En nou moet jy iewers weer 'n plekkie kry om vir die ou wat nou al 'n halwe kilometer gewag het weer in te gaan. Maar daar's 'n stukkie ongeduld wat in my opstaan oor hierdie ou voor my. Nou hoe hanteer 'n ou dit? Wat doen jy? Jy kan seker nou hierdie ongeduld probeer, hoe sal 'n mens sê, bietjie onderdruk. So jy kners op jou tande. Ek sal nie ongeduldig word nou nie. Hierdie woorde wat in my kop is, gaan nie by my mond uitkom nie. Hierdie syne van my hand gaan nie gebeur nie. Ek sal nie. Kry die wolf onder beheer. Jy sien, dit is nie wat dit beteken om liefde te word nie. Jy kan seker liefdevol optree, maar binne-in klink dit soos 'n gong wat slaan. Sien, wat Paulus ons verduidelik hier is nie dat ons net liefdevol raak met mense nie. Hy sê liefde het die vermoë en die genade van God het die vermoë om intrek in ons lewens te kry sodat dit verander, sodat ek verander, sodat my ongeduld wat natuurlik kom
vervul sal word, verander sal word in die geduld van Christus vir mense. Sien, hierdie 4 goedjies wat Paulus hier sê, die liefde is geduldig, die liefde gee om, die liefde is nie jaloers nie. Dis nie menslike eienskappe nie, dit is die liefde van Christus. Hy verduidelik vir ons wie hy is. En dan sê hy, hierdie liefde kan in ons lewens tot volwassenheid groei. Dink gou aan Susan by jou werk. Daai een wat jy nie kan verdra nie, of Gerard. Hoop nie ek het nou 'n naam reg gevat vanoggend nie. Ons het my 'n paar oë wat so gaan. Dink jy gou aan Susan daar by jou werk. Jy kan haar nie verdra nie. Nou, jy kan kies om elke oggend in te stap en sê, Here, ek gaan nie vandag ongeduldig word nie. Gaan nie kwaad word vir Susan nie, ek gaan myself verwyder van haar. En as sy iets doen, gaan ek net in psalms bid en in tale bid, sodat ek nie hoor wat sy sê nie. Ek gaan nie, en as Susan instap, dan kom hy wolf uit. Of, ons kan toelaat dat die liefde van die Here ons verander. En dat jy mag gaan sit by die Here oor Susan en Gerard. Sê, Here, hier's 'n ding. Hierdie persoon bring hierdie iets in my uit. En dalk voor die vraag, Here, wat's fout by die persoon? Kom ons vra net gou, Here, wat se karakters is nog nie in my wat U sin is nie? En ons stoei met die Here daaroor. Môreoggend stap jy in, gaan nie kwaad word nie, maar Here, U is besig om my hart te verander, en dit lyk vir my, U het vir Susan gekies om dit te doen. As jy gewonder het hoekom Susan en Gerard in jou lewe is, dalk is dit die manier hoe die Here iets in jou hart wil verander. Hou op om hulle weg te bid. Embrace the change. So môre stap jy in en Susan maak jou net 2 keer kwaad. Die volgende week dalk net 1 keer op 'n dag wat jy kwaad raak. Die volgende maand kom jy agter, ek's nou net 3 dae in 'n week vies vir haar. Na 6 maande kom jy agter, is nou net 1 keer 'n week. Na 'n jaar net 1 keer 'n maand. Na 2 jaar kom jy agter, iets in my het so verander, dat ek nou na Susan kyk as 'n gebroke mens, wat die Here nodig het, en ek is nou hier gesit, om sy liefde te wys teenoor hierdie persoon. As 'n verskil, om net liefdevol te wees, en om liefde te word. Dan sluit Paulus hierdie hele hoofstuk, hierdie hele boek af eintlik. 1 en 2 Korintiërs 13 sluit hy af en hy sê, die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle almal. Nou ons het hierdie al gelees en dan dink ons, dis mos nou net daai ding wat die dominee aan die einde van die diens sê. Liefde, die genade, weet jy, dit is soveel meer. Paulus som hier op, hoe lyk 'n lewe wat volwasse geword het in die Here? Dis iemand wat die liefde van die Vader geword het. Dis iemand wat die genade van Christus leef. Dis iemand wat in die konstante gemeenskap van die Heilige Gees is. En oor hierdie volgende 3 weke wil ons kyk na elkeen van daai en sien hoe Paulus hierdie gemeente vat van 'n stuk onvolwassenheid na 'n stuk volwassenheid in die Here.